Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend. Dit is hoeveel is dit? Die 19de Augustus 2026. En oude gewoonte groet ek julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En jammer vir daai klein mistastingkie hier aan die begin, toe ek self nog nie op die skerm was nie. Ek herinner julle dan aan die weermacht stories of army stories, net soos julle dit wil sê, wat van volgende Dinsdag af gaan ons op 'n Dinsdag aand regstreeks lewendig, met ander woorde, vanaf 1900 'n gesprek hê, en dit gaan lekker verhale wees waarna ons net kan sit en luister en ons nie ons koppe oor hoef te breek nie. Dan 'n ander program wat elke Woensdag aand gaan plaasvind, is natuurlik Radio Roepsyn se uitsending wat opgeneem word en dan op 'n Woensdag middag om 6:00 uitgesaai word. Elke Woensdagmiddag, en huidiglik praat sy met die lede van die Sakekamer. Nou, soos wat ons aanvorder, gaan dan met al die lede van die Sakekamer gesels word, en kan hulle dan die geleentheid kry om hulle eie besighede ook hier op hierdie kanaal te verkondig. Dit dan wat die program aanbehels, en ons donderdag aand uitsendings bly dieselfde, die bosberaad van my, en ja, hierdie week se onderwerp is nog nie 100% seker nie, maar ek sal julle ingelig hou die oomblik as ek meer inligting het, en of my baie spesiale gas dalk sy verskyning sal maak op donderdag aand. Indien nie, sal ek julle ook op hoogte hou. Mense Europa, ek wil eintlik my verstout om te sê dat jy niks oor die kanale van Sky News, BBC en dan Euronews, Frankryk, se News24, Al Jazeera selfs, en ook nie op CNN of Netwerk 24 of enige ander nuuskanaal sal hoor oor wat is in Europa aan die gang nie. Maar dit is asof dit doodgesmoor word, sodat mense nie moet weet wat in Europa aan die gang is nie. Maar ons vind nou huidiglik grootskaalse onluste in veral Nederland, maar ook in Pole, maar veral Nederland, België en verskeie ander Europese lande. En alles gaan rondom die wette van die Europese Unie. En jy moet onthou dat die Europese Unie se leiersgroep, Ursula von Leyen, is nie 'n verkose amptenaar nie, maar 'n aangestelde ene. En die feit van die saak is dat hierdie ondemokraties aangestelde leiers van Europa doen dinge ten koste van die inwoners van Europa. Nou, die mees opvallendste is natuurlik die probleme met immigrante, hierdie sogenaamde migrante wat vanaf Afrika instroom in Europa en die besig is om die kultuur van die verskillende lande totaal te vernietig. Nou, as ons dan nou gaan kyk, dan kan ons heel eers sien hoe lyk die dinge daar in Poland. Ek gaan dit vir julle wys hier op die skerm, en jy kan self kyk. Hard en duidelik sê hulle daar, hulle soek nie immigrante in hulle land nie. Stop refugees. Hulle soek dit nie meer in hulle land nie. En dit is natuurlik Pole wat sê dat hulle is nie bereid dat Ursula von der Leyen van die Europese Unie
hulle land in die proses vernietig nie. Soos hulle dan hier sê, our capital is Warsaw, not Brussels. We take orders from God, not from you. Protests that are being silenced by the mainstream media everywhere, en dis hoekom hulle sê, ons moet dit dan ook deel. Nou ja, dis in Pole, maar in Nederland sien ons nog 'n ander storie ook. En dis ook teen die immigrante wat hierdie optogte en aksies plaasvind. Maar waar dit aanvanklik maar net betogings was, raak hierdie betogings nou al hoe meer gevaarlik, dreigend, aanvallend. So mens wonder waar dit gaan eindig. En hier is natuurlik nog ene. Hier is die polisie in botsing met van hierdie oproeriges en die polisie kom eintlik tweede. Hierdie skare Hollanders, Nederlanders is eintlik besig om hulle so half en half te oorheers. Maar dit is aan die gang tans in Nederland en dis net eenvoudig ongekend dat so iets plaasvind. Dan speel ek vir julle hierdie straattoneel in Amsterdam wat plaaspunt. De straten van Amsterdam opgegaan om te protesteren tegen de ongecontroleerde immigratie en de huidige situatie in het land. Als jij hen steunt, klik dan op de knoppen aan de zijkant, deel deze video en schrijf in de reacties vanuit welke stad je kijkt. Dis al die optogte en betogings teen immigrasie. Hierdie instroming van immigrante wat daardie land se kulture aanval, hulle taal en alles vernietig. Nou, aan die een kant het 'n mens nie veel simpatie daarmee nie, maar aan die ander kant sit ons in Suid-Afrika baie met dieselfde stryd, want daar's voortdurend 'n aanslag teen ons taal, ons kultuur. Soos Akademia wat solidariteit tans bou daar in die ooste van Pretoria, met die uitlatings van Naledi Pandor, dat dit nie toegelaat kan word dat daar 'n suiwer Afrikaanse universiteit bestaan nie. Ek het ook onder andere gesprek gesien gister waar Karel Neus galbraak daaroor en dat dit nie toegelaat moet word in 'n demokratiese land soos Suid-Afrika nie, want die meerderheid moet oral weerspieël word. Toch word Akademia met privaat geld gebou, privaat inisiatief met blanke ondersteuning. Dit terwyl in die afgelope 20 jaar daar nie skole gebou was, universiteite gebou was, deur die regering, die ANC-regering nie, want hulle het net nie die intellektuele vermoë en die wil en die wete hoe om dit te doen nie. En word elke geleentheid van moontlike ontwikkeling gesien as 'n nog 'n bron om vanaf te plunder. Maar in Nederland is alles nou nog nie verby nie. Ons kan nou kyk ook wat hier aan die gang is. Dis weer die boere wat in opstand kom, want die Brussels regering, die Europese Unie, wil hulle nou dwing om sekere produksies te staak, om minder te produseer, dan die Mercator invoerproduk uit Suid-Amerika uit, wat die voortbestaan van die boere in Nederland, België en elders in Europa bedreig. En daar's groot ongelukkigheid juis dan daaroor. Dan is dit maar net baie interessant. Kyk hoeveel trekkers is in daai optogte wat deelneem. En dis ongelooflik hoe hierdie boere bymekaar kom en hoe hulle letterlik elke straat in die stede, groot en in klein dorpies net eenvoudig blok. En hulle het baie ondersteuning van
die plaaslike inwoners van hulle lande ten opsigte van die optrede van die Europese Unie. En die Europese Unie steur hulle nie aan die besluite wat deur hulle eie parlement geneem word nie. Dis asof hulle net eenvoudig hulle maatreëls op almal afdwing ten spyte van hoe die inwoners voel. Die kultuur van voedselprodusente. Julle moet onthou dat Nederland self is 'n klein landjie. Tog is hy die tweede grootste voedselproduseerder ter wêreld en op hierdie stadium word daardie toekoms, daardie voortbestaan bedreig as gevolg van optrede en onoordeelkundige optrede, moet ek bysê, van die Europese Unie. Nou, ons ervaar dieselfde druk hier in Suid-Afrika, toenemend so op ons produksie, op dit wat ons verbou. Hulle ken die geval van die grond eises of grond onteiening sonder vergoeding, en dan weet ons dat wie daar geplaas word misluk, en dan wonder 'n ou of hierdie in lyn beweging met die Europese Unie nie juist daartoe tot doel het dat boerdery in sy algemeen in Suid-Afrika tot 'n einde moet kom nie, om dan aan hierdie Europese base hulle sin te gee. Wat natuurlik von der Leyen is almal handlangers van die Klaus Schwab, die George Soros, die Rothschilds, en hulle het hulle eie baie bose planne met almal in die wêreld, en ons sien dit ook hier in Suid-Afrika uitspeel. Dis asof die blanke in Europa, die blanke in Suid-Afrika net eenvoudig ten alle koste vernietig moet word. En dan gaan dit terug na die Kalergi plan toe, waaroor ek so 'n paar weke gelede 'n bosberaad gedoen het, waarna ek dink julle kan ook terugkeer om daarna te gaan kyk. Maar wees gewaarsku dat niks in Suid-Afrika of in die wêreld sal verander voordat daar nie daadwerklike optrede is van die behoudenes soos ons nie. As ons nie gaan weerstand bied hierteen nie, gaan daar geen toekoms wees nie. Gaan daar vir ons nageslag niks oor wees nie. Maar die enigste manier om dit te doen is om te sorg dat jy reg is wanneer die oomblik aanbreek. En om reg te wees, moet jy bewus wees. Moet jy jou gesonde verstand, waaroor ek gisteroggend gepraat het, moet jy kan gebruik om 'n onderskeid te tref tussen wat is goed en die beste vir jou mense en wat is die slegste vir jou mense, boonbehalwe of ten spyte van hoe jou persoonlike voorkeure is, veral wanneer dit by geldmaak situasies uitkom. Maar dink baie mooi daaroor en geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek is môreoggend dieselfde tyd weer terug by julle. Mooi loop, lekker aand, en onthou vanaand Radio Roepsyn, waar Francis gesels met Anton Smit van die SBB Sakekamer. Lekker aand.